Môre geliefde, welkom op hierdie baie warm benoude donderdagoggend. Ons woord vir die oggend is saai. Saai die saad van die kerk. Ek lees nou onlangs weer van Jim Elliot, 'n dinamiese, passievolle jong sendeling, wat na die Amazone oerwoud geroep is. Hy, sy vrou, hulle kind en 'n klomp studente het onder hierdie spesifieke volk gaan werk. En as gevolg van die verkondiging van die evangelie, is hulle almal om die lewe gebring. En nou sou 'n mens dink, wat 'n vermorsing van jong energie, jong talent. Waar sou hulle in die wêreld gekom het, as hulle op 'n ander plek gaan werk het? Nee, hulle was binne die wil van God, maar wat die Satan nooit agterkom, is wanneer hy so iets laat gebeur, het dit altyd gevolge. En 'n groot klomp Amerikaanse studente het hierdeur hulle hart vir die Here gegee en vir hom begin leef. Kom ons kyk kom ons kyk hoe dit werk. As die Here Jesus self sê, amen, amen, ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit maar net een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Hierdie dood van Jim Elliot het die jong studente geïnspireer. Hulle het gekies om die wêreld in te gaan en die goeie nuus van Christus aan die verlorenes te vertel. Daar's moderne hedendaagse voorbeelde hiervan. Ons dink maar aan Pierre Kokkie, wat tragies in die Midde-Ooste gesterf het. Maar wat 'n geweldige impak het dit gehad, ook vir Jolanda, sy vrou, waar hy vandag saam met ander gelowiges aan die voete van die Here in die hemel sit. Geliefde, dink maar aan die huidige Charlie Kirk, of jy nou met hom verskil of nie verskil nie. Maar sy dood het 'n geweldige impak ook in 'n jong mens in Amerika gehad, miskien wêreldwyd. Ons weet nie wat die gevolg daarvan is nie. Ons vertrou maar net dat die Here hierdie koringkorrel wat in die grond geval het, gesterf het, baie vrug sal laat dra. So my en jou, mag ek en jy dan ook vanmôre hierin net gehoorsaam wees. Dun goue letters en 'n dun goue rampie op 'n pikswart buiteblad. Die mannetjie op die rugkant met die saaisak in sy linkerhand strooi die saad op goeie grond en harde pad. Saaier saai die saad, saai die saad, saai die saad deur die hele land. Saai die saad uit God se hand. Saaier saai die saad, saai die saad, saai die saad in goeie grond. Saai die saad oral rond, deel die lewende woord uit God se mond. Swart letters, genommer in kolomme, op 'n spierwit in 'n blad. Die soekers hart se paai, lê oor die omgekrulde blaaie. Soveel hande, soveel vingers se vat. Saaier saai die saad, saai die saad, saai die saad deur die hele land. Saai die saad uit God se hand. Saaier saai die saad, saai die saad, saai die saad in goeie grond. Saai die saad oral rond, deel die lewende woord uit God se mond.
Wanneer my lewe begin om kant langs uit te rafel, gryp ek na die anker, die Bybel op die hoek van my tafel. Want verskuil op hierdie blaaie, deur al die eeue ongestoord, lê die bron van ons lewe in glitterwoorde, die lewensaar van God se woord. Saaier saai die woord, saai die woord, saai die woord deur die hele land. Saai die saad uit God se hand. Saaier saai die woord, saai die woord, saai die woord in goeie grond. Saai die woord oral rond, deel die lewende woord uit God se mond. Deel die lewende woord uit God se mond. Here Jesus, help my om my wedloop so te hardloop, dat ek die prys sal ontvang, die ewige lewe. Amen. Mag jy saam met my geliefde 'n wonderlike dag hê.